Hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met hoofstuk 3 in Fourie & Burger. Dis nog steeds deel van leereenheid 2 en ons is besig om komponente van die finansiële sektor by te voeg by ons model van die kringloop. Nou, die vorige video het gegaan oor die vraag na geld. Hierdie een en die volgende verduidelik die aanbod van geld. Nou, wanneer ons praat van die aanbod van geld, dan bedoel ons die nominale geldvoorraad, die hoeveelheid geld wat aanwesig is in die ekonomie. En dit word bepaal deur die Reserwebank en die finansiële instellings. Nou, hierdie maatstawwe van die geldaanbod onthou julle nog uit die eerste jaar uit. Dit is vanaf M1A, die som van die munte en note in omloop, plus die cheque en transmissie deposito's wat by finansiële instellings gehou word. Dit alles maak M1A. En dan word die definisie al hoe wyer, sê M1 is M1A, maar ook in ag geneem die onmiddellik opeisbare deposito's by finansiële instellings. So gaan dit deur tot by M3, wat dan die langer termyn deposito's ook insluit. Wat bepaal hierdie aanbod van geld? Hoeveel geld daar is? Die belangrike invloed is die sogenaamde geldskepingsproses. En dit gebeur deur kredietverlening deur die kommersiële banke en dit word beïnvloed deur die monetêre beleid van die Reserwebank. En ons gaan na elkeen van hierdie komponente kyk. Die geldskepingsproses en die kredietvermenigvuldiger is iets wat jy ook sal onthou uit die eerstejaars makro uit. Dit begin by die idee dat 'n individu ontvang 'n inkomste van een of ander aard. Natuurlik, ons weet 'n gedeelte van die geld word bestee en 'n gedeelte word gespaar en dan beland daai spaargeld as 'n deposito in die finansiële sektor. Jy gaan sit dit in die bank. Banke beloof dat hulle vir jou 'n bietjie rente sal betaal op daardie deposito. So hulle kan nie net die geld hou nie. Hulle moet dit weer uitleen aan sogenaamde tekorteenhede, mense wat 'n behoefte het aan krediet. So hulle hou 'n gedeelte in terme van kontantreserwe vereiste, 'n gedeelte van hulle kontant moet as 'n reserve gehou word en die res leen hulle uit. Hierdie lener gaan dan en hulle koop 'n huis of hulle koop 'n motor met die krediet wat hulle gekry het. Dit is natuurlik dan nou vir die verkoper van die huis of die motor, die produsent, is dit weer 'n inkomste waarvan 'n gedeelte bestee word en 'n gedeelte gespaar word. Die deposito beland weer terug by die bank en dieselfde ou storie. Die bank hou 'n gedeelte as reserve en die res leen uit. En hierdie proses loop dan nou deurlopend. Deposito's word lenings en in die proses word dan nou krediet en koopkrag geskep. Hierdie uitleen van geld beteken dat op die ou end is daar baie meer koopkrag geskep as net daardie aanvanklike inspuiting van die eerste deposito in die proses in. So die banke hou 'n gedeelte van hulle deposito, so 2,5% en die res leen hulle uit. En dan kan ons die waarde van die kredietvermenigvuldiger bereken en dan te sê, dit is 1 gedeel deur die reserve vereiste, en as die reserve vereiste dan nou 2,5% is, sal mens dit ook kan skryf as 0,25. Dit gee 40. So vir elke R1 wat dan nou gedeponeer word, skep hierdie kredietskepingsproses R40 se koopkrag. Dit is nogals beduidend. Nou, hoe werk die verwantskap dan tussen geldskepping en rentekoerse? Om dit te verstaan moet mens dink oor hoekom die banke reserves hou. Nou, die hoofrede is hulle word wetlik verplig, maar dit is ook omdat dit 'n buffer is teen skielike onttrekkings van kontant. So as daar onsekerheid is, gee dit vir hulle sekuriteit. Nou, hulle sal nie graag geld wil hou nie. Hulle sal eerder meer en meer daarvan wil uitleen. So wanneer rentekoerse hoog is, dan is dit nie goed om reserves te hou nie. Dan is die geleentheidskoste hoog, so banke wil graag lenings maak. En hoë rentekoerse word dan nou eintlik geassosieer met 'n toename in geldskepping. So daar's 'n positiewe verwantskap tussen rentekoerse en die hoeveelheid geld in die ekonomie. Die Reserwebank beïnvloed hierdie proses. So daar's 3 faktore wat die aanbod van geld bepaal. Dit is dan inspuitings van geld of onttrekkings van geld uit die bankstelsel uit. Dit is wanneer die banke 'n oormaat reserves hou, dan sal die geldaanbod afneem. Dit gebeur nie sommer ligtelik nie. En dan is daar ook die kontantreserve vereiste wat die Reserwebank voorskryf. So as die vereiste groter word, dan lei dit tot 'n afname in die geldaanbod. Nou, die Reserwebank beïnvloed op hierdie manier geldskepping, maar ook op 2 ander maniere.
Ons kan daardie twee ander maniere en so 'n bietjie meer besonderhede verduidelik, maar ek wil jou aanmoedig om hierdie gedeelte in die boek ook deeglik deur te lees. Goed, die repo koers of dan nou die terugkoopkoers is 'n rentekoers wat die banke betaal wanneer hulle geld by die Reserwebank leen. En as daardie rentekoers hoog is en dit is vir die banke duur om geld by die Reserwebank te leen, dan ontmoedig dit kredietskepping en geldskepping. En dan neem die geldaanbod af. So 'n hoë repo lei tot 'n kleiner geldaanbod. Dit is 'n manier waarop die Reserwebank dan nou 'n invloed kan hê op geldskepping en die hoeveelheid geld in die ekonomie. Presies hoekom die banke nodig het om geld te leen by die Reserwebank en hoe die repo-koersstelsel werk, dit kan jy gerus in die handboek in fyn besonderhede gaan lees. Ons het in die klas ook lank daaroor gepraat. By die openmarktransaksies is dit die Reserwebank wat inmeng in die sekondêre mark deur finansiële instrumente te koop en verkoop. So as hulle effekte verkoop, hulle gee eintlik die waardepapier vir ander spelers in die mark, dan is hulle besig om geld te onttrek. Hulle kry geld vir daai effekte wat hulle verkoop en daai onttrekking beteken daar is 'n afname in die geldaanbod. Net so andersom, as hulle effekte koop by banke of ander beleggers, dan sit hulle eintlik geld terug in sirkulasie en dit lei tot 'n toename in die geldaanbod. Hierdie is 'n kort verduideliking gewees van die faktore wat die geldaanbod bepaal en die rol wat die Reserwebank hierin speel. In die volgende video kyk ons na die geldaanbod funksie en hoe daardie grafiek lyk. Bly ingeskakel.